In 'n wêreld waar kinders van kleins af met slimfone, tablette, rekenaarspeletjies en sosiale media groot word, is die vraag nie meer of hulle tegnologie gaan gebruik nie, maar hoe hulle dit veilig en verantwoordelik gaan gebruik. Ons verwelkom vandag die stigter van Screen Smarts en skrywer van die nuwe boek Skermslim, 'n gids vir veilig speel in die digitale ruimte, Estie Cockcroft. Baie welkom hier by ons. Dankie, Elsa. Goed, nou jy werk al sedert 2018 met kinders, tieners en ouers. So wat is die grootste veranderinge wat jy die afgelope paar jaar in kinders se tegnologie gebruik of die gebruik van tegnologie gesien het? Dit is 'n goeie vraag om mee te begin. So, ek dink toe ek begin het in 2018, het ons baie gepraat oor cyberbullies, ons het baie gepraat met kinders oor sosiale media, en ons het gesien dat kinders is besig, dat jong mense meer depressief is en meer angstig is as wat hulle van tevore was. Maar ons het geen manier gehad om te bewys dat dit is hulle skermtyd wat 'n impak op hulle het nie. Ek dink vandag in 2026 het ons fantastiese navorsing waarop ons dit kan baseer en ons weet dat sosiale media nie goed vir 'n kind se geestesgesondheid is nie, dat skermtyd kinders wegvat van dinge wat baie belangrik is vir hulle ontwikkeling en so aan. So ek dink die grootste verandering is dat ons het nou die kennis wat ons nie gehad het in 2018 nie en ons kan beter besluite neem as ouers. En dit is baie interessant om te sien hoe die verskillende lande besig is om belangrike besluite te neem na aanleiding van sosiale media gebruik wanneer dit kom by kinders, maar dis dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek wil wel vir jou vra, hierdie boek is spesifiek gemik op amper tieners. Waarom is hierdie ouderdomsgroep so belangrik? Wel, weet jy, die statistiek is nou dat meeste kinders globaal kry hulle eerste tablet of slimfoon op die ouderdom van 10. En so het ek gevoel 'n ouderdomsgroep van 8 tot 12 is eintlik 'n baie lekker ouderdomsgroep om te begin om hierdie gesprekke te hê, want ek dink kinders moet die kennis hê om goeie besluite te neem wanneer hulle tegnologie gebruik. Ek is baie pro-tegnologie, ek dink kinders moet tegnologie gebruik, hulle moet toegang hê, maar ons kan hulle van 'n vroeë ouderdom af leer om goeie besluite te neem wanneer hulle tegnologie gebruik. Vertel my so 'n bietjie meer, want jy verwys na hierdie boek as 'n gids. Ja, so dit is 'n gids, ek dink dit is 'n lekker boekie, want jy kan hom of van hoek tot kant lees, of jy kan, as jy 'n spesifieke probleem het, kan jy agterin gaan, jy kan gaan kyk, okay, ek sukkel nou so 'n bietjie met 'n KI metgeselbot waarmee ek gesels, laat ek gaan kyk waar is die inligting en dan dit gaan lees. Ek dink wat ook baie lekker is van die boek is daar is QR-kode, so 'n kind, ons het besluit om dit ook van pas te maak vir die era waarin ons is, so 'n kind kan die QR-kode scan en eintlik maar kyk na die waarin dit hom vat en dit is dan 'n video wat dan vir hom 'n aktiwiteit gee. En dan het ek ook in die boek 'n KI-bot ingeskryf, wat, ek dink my redakteur het gedink ek was mal toe ek daarmee begin het, maar die KI-bot bot elke nou en dan in die teks in en sê, ek het vir jou 'n oulike idee of ek het vir jou 'n statistiek of hy neem eintlik oor soos wat KI eintlik maar doen en dan gee hy allerlei idees en so en dit is eintlik lekker humor wat ook in die boek ingekom het. So ja, ideaal vir 'n amper tiener, 8 tot 12-jarige en ek dink dis eintlik nogal baie snaakse boek. Dit is nie doom and gloom nie. Dis 'n snaakse boek, dis 'n lekker boek en dis 'n lekker dun boekie. En ons het probeer om die inligting regtig op te breek in klein eethappie groot is. Jy weet dat dit nie 'n groot maaltyd op een slag is nie. Ja, en dan op so 'n manier is dit ook nie oorweldigend vir die kinders wat dit lees nie. Ja, jy wil nie so HAT, so 'n dik boek optel nie. Jy wil 'n klein dun boekie optel, dit voel makliker. Sê vir my, wat is sommige van die grootste uitdagings waarmee kinders in vandag se tyd te doen het wanneer 'n mens fokus op tegnologie? Ja, kyk, ek dink een van die groot probleme wat ek sien is net die breek van koneksie in families. So families eet nie noodwendig meer aandete saam nie. So kinders het nie die geleentheid om met hulle ouers regtig daai indiepte gesprekke te voer nie. Ek dink dat skerms regtig kinders wegtrek van hulle pelle, van hulle sosialisering, van alles wat eintlik baie gesond is vir hulle. En dan, ek dink die ander ding wat ons sien is dat mense soek vir menslike interaksie en menslike koneksie in hulle digitale spasies, maar eintlik is dit nie regtig moontlik nie. Ons breinargitektuur is net nie eintlik al reg om te kan sosialiseer of intieme koneksies te vorm
digitaal nie. Ons het nog menslike interaksie nodig. Ons het nog nodig om te sit soos wat ek en jy hier sit, aangesig tot aangesig en lekker te gesels. Ons het dit nog nodig en dit is wat ons gelukkig maak. Maar baie mense wat alleenig is, soek daai koneksie op 'n skerm. En dit is eintlik so vals. Dit gaan nooit eintlik jou gelukkig maak nie. Ek bly verwys daarna want ek dink dit bring my terug na die hele gesprek rakende kunsmatige intelligensie wat so deel is van ons alledaagse lewens. So, hoe kan kinders 'n bietjie beter voorberei word om in so 'n wêreld aan te pas? Kyk, ek dink ons moet ook realisties bly. Ek dink ons kinders gaan baie beter voorberei wees vir die verandering, as wat ons is. Hulle is digital natives en ons is maar immigrante in hierdie wêreld in. So hulle is gebore in 'n wêreld waar tegnologie oral is en oral verkrygbaar is. So ek dink hulle gaan baie makliker eintlik aanpas. Die ding wat ek dink ons moet bewus wees van is dat die ding wat ons kinders van KI anders gaan maak van KI is hulle skills, hulle menslike skills. So hulle EQ skills gaan baie belangrik wees byvoorbeeld in die toekoms. KI kan kode skryf. Jy weet, so om 'n fantastiese coder te wees is miskien nie die belangrikste ding nie. Ek dink dit is baie meer belangrik vir 'n kind om fantastiese menslike skills te hê, want dit is wat KI nie kan doen nie. So ons kinders sal goed voorberei wees want hulle is al klaar tegnologies so goed aangepas. Maar ek dink dit is ons wat gaan 'n groot verandering moet hanteer. Goed, so hoe lyk 'n gesonde media balans vir 'n gesin? 'n Gesonde media balans vir 'n gesin, sou ek sê, ek het gisterand by 'n gesin aandete geëet wat 'n wonderlike media balans het. Wanneer hulle in die aande by die huis kom, spandeer hulle tyd met mekaar, hulle praat met mekaar, hulle kyk mekaar in die oë, die kinders het die geleentheid om met hulle ouers dinge te deel wat in hulle dag gebeur het, en om vir hulle ouers vrae te vra en alle leiding van hulle ouers te kry, in plaas van om leiding te kry van hulle skerm. Ek dink 'n gesonde media balans is tyd in die natuur. Ek dink dit is 'n fantastiese, dis 'n absolute teenoorgestelde van tyd op 'n skerm. Jy weet, wanneer jy in die natuur is, jy moet ruik, jy moet voel, jy moet proe. So dit is baie lekker om tyd in die natuur te spandeer as 'n familie. Ek dink dit is baie belangrik. En dan dink ek dit is ook belangrik om altyd jou kind te laat voel dat hulle is meer belangrik as wat ook al op jou skerm aangaan. Jy weet, so as jou kind jou aandag probeer kry terwyl jy op 'n skerm is, ek kan baie keer so frustreerd raak as hulle aan my karring wanneer ek nou besig is met iets, maar ons moet probeer om vir hulle dan ons aandag te gee, om te sê, kyk, hierdie wat ook al hierdie is nie my prioriteit en jy is my prioriteit. Waar kan ons hierdie gids in die hande kry? So dit is beskikbaar by alle boekwinkels. So Exclusive Books, P&R, Bargain Books op Takealot en dan op Amazon as 'n e-boek. So dit was nou eintlik baie lekker om die e-boek ook te hê, want ek het die ander dag 'n video gekry uit Holland uit van 'n seentjie wat dit op sy tablet lees en dit was my baie lekker. Ek kan dit glo, want so weet jy, dit is besig om die verskil te maak wat beplan was of wat deel van die groot plan was. Goed, net om alles basies saam te vat miskien, is jy bekommerd oor kinders se aanlyn veiligheid? Ja, ek sou gejok het, ek wil baie graag 'n positiewe antwoord gee, maar ek sou gejok het as ek gesê het, ek is nie bekommerd oor kinders se aanlyn veiligheid nie. Ek dink baie ouers is net nie bewus van wat daar buite is nie. Kyk, die wonder van die internet is dat ons 'n globale pot kennis het wat ons kan in deelneem, en almal kan iets op die internet laai en so kan ons almal se kennis deel, maar natuurlik is daar ook griesame mense wat allerlei dinge op die internet sit wat nie gesond is nie, en so kinders is blootgestel aan dinge wat regtig eintlik hulle innocence steel. Ja. En wat hulle nie toelaat om kind te wees vir so lank as moontlik nie, en dit is hoekom ek die boek geskryf het, want ek wil hê kinders moet kan kind wees vir so lank as wat hulle wil. Baie dankie dat jy vandag met ons hieroor kom gesels het. Ek is seker daarvan daar's 'n hele paar ouers wat hierdie boek vir hulle kinders in die hande sal kry. Baie dankie. Dankie Elsa. Goed, bly gerus waar jy is, want goeiemôre, good morning. Kuier net hierna verder en Arnold is dan hier met sport. Ek hoop jy het al jou eerste koppie koffie in.